Kom ons kyk net of hy nou klank het. As daar nog iemand op is, dan weet my net of daar enige klanke is. Daar is 'n klank terug. So, prys die Here. So daarin. Ek wil net daarin. Glory, glory, hallelujah. So ja, goeiemôre aan elkeen wat ingeskakel is, elkeen wat nog gaan inskakel, elkeen wat dink om in te skakel, elkeen wat wil inskakel, elkeen wat nog sal inskakel, elkeen wat nog beplan om volgende jaar in te skakel, so ons sê nou welkom aan elkeen. So wees saam met ons vrolik, wees saam met ons bly, en wees saam met ons die Here leef. Hy het opgestaan. Jesus is koning. So, kom ons prys die Here, kom ons bid eers die Here, kom ons gee hom eers die lof en die eer en die verheerliking. Here Abba Vader, ons kom vanoggend voor U, om U te aanbid met ons hele hart, ons hele siel, en met ons gees, Here. Here, U wat groot is, U wat verhewe is, U wat die almagtige God is, U wat al die lof en al die eer en al die aanbidding kry vanoggend, Here. Here, laat U naam geheilig word. Ons kan alleen na U toe kom deur U Seun Jesus Christus. U woord wat mens geword het, wat ons sondes op hom geneem, wat opgestaan het uit die dood uit, en ook opgevaar het na U toe. Here Vader, dankie Here, dat ons vanoggend kan jubel en juig in U, en weet ons vreugde is in U. Here, kom staan by elkeen van ons vandag stil. Raak ons aan U, Here. Laat U Gees, Here, beweeg van persoon na persoon. Selfs hulle wat ingeskakel is, selfs hulle wat ook nog later gaan luister, Here. Here, leer ons vandag U weet, Here. Leer ons aangaande die weg wat ons bekloop. Here, want U is ons God. Ons wil hoor wat is op U hart, Here. Here, leer ons aangaande die weg. Here, help ons om na heiligmaking te strewe. Help ons om nader na U te kom, Here. Help ons om in U teenwoordigheid te wees. En Here, help ons vandag in die magtige naam van Jesus. Here, U is welkom in ons midde. Die woord is welkom en Jesus is welkom. Here, en die Heilige Gees is welkom. Here, voel vry vanoggend in Jesus naam. Dankie en Here, dat ons gebede kan rig na U. Here, ons bid vir elke een in die magtige naam van Jesus Christus. Here, seën ons bediening, seën ons vanoggend, waar ons die woord gaan bedien, waar ons gaan met lofsange, 'n woord van bemoediging kry, Here. Here, en dan die woord wat later gaan kom. Here, laat dit wees volgens die wens van U hart. Die woorde wat ons spreek, laat dit wees volgens U, Here, en nie uit onsself nie. In Jesus naam. Seën ons diens. Dankie, Here. Amen. 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 Goeiemôre aan elkeen en vanmôre in die huis van die Here. En hier op ons kom saam in ons gemeente se uitsending. Baie welkom. Geniet die woord van die Here vanmôre. Ons is hier om sy naam groot te maak. Ek wil net so 'n paar dingetjies uitlig. Ek gaan dit dalk in 2 weke moet deel. Ek gaan dit nie in 1 week klaar kry nie. Maar die Here het vir my so 'n kosbare ding opgemaak die laaste 2 weke en dat ek met u daaroor wil deel. U weet, ons almal is in 'n situasie waar ons sê ons het nie. Ons kan nie meer nie, Here. Ons weet nie hoe voort te gaan nie. Here, ons kort dit, ons kort daar. Here, ons weet nie waar ons dit gaan kry nie. En baie mense, en baie van ons self, kom op 'n situasie, dan sê ons, Here, ek het nou gevas, ek het nou gebid,
Ek het geglo. Ek het gedoen wat die woord van die Here van my verwag en van my sê, wat ek moet doen. Maar Here, nog steeds is hier nie 'n antwoord nie, so ek weet nou nie meer nie. Ek het nou op 'n deadline gekom en daar is nie antwoord vir my nie. So, Here, ek weet nie, dalk bedien ek U verkeerd. Dalk moet jy net weer met my praat. Dalk is dit die fout, dalk is daai die fout. En so vra ons almal hierdie vraag in hierdie laaste tyd. Vanmôre wil ek net met julle, as die Here hart met my praat, dan my so woord gee, dan moet jy weet, die Here het jou eers met my gepraat. En ek het in 'n tyd op my lewe gekom, die laaste ruk, wat ek gesê het, Here, ek wil nou net by aftree kom. Ek is nou jare in die woord van die Here, jare bedien saam met my eerste man tot hy oorlede is, bedien saam met my tweede man. Here, ek het nou my deel gedoen. Ek gaan nou rustig raak. Ek gaan nou pensioen vat, ek is nou vir 2-3 jaar baie siek aan een. Ek verdien nou om te rus. En ek wil vir jou vanmôre daar voor jou TV sit. Ek praat nie van die mense wat ingeskakel is om dit nie by 'n ander kerk kan kom nie. Of wat dit nie naby 'n kerk is nie. En die woorde wat ek nou gaan sê, die Here vir my gesê. Ek het gesê, ek gaan pensioen vat. Toe vra die Here my direk, backslider, waarna toe is jy op pad? So ek wil vanmôre vir jou sê, voor die TV, backslider, waarna toe is jy op pad? Wat doen jy vandag? En ek wil jou uitdaag in God se woord. Want die Here het vir my, toe ek sê, Here, ek gaan nou in my ou huisiekie bly, en ek gaan nou lekker op die stoel sit, en al die goed wat ek altyd vir my kinders wou doen, en nooit kon gedoen het nie, kan ek nou vir my kleinkinders doen, so speel kleintjies, struitjies, lei en wikkel, en al die goedjies, want ek gaan nou pensioen vat, Here. En die Here sê vir my, backslider, waarna is jy nou op pad? Is dit waarna toe ek jou geroep het? Is dit wat jy van my dink? En ek sê, Here, maar ek is nou moeg. Ek is nou gedaan. Ek het dan nou reg my deel gedoen. En die Here vat my bietjie met 'n paar voorbeelde deur die woord van God, en ek gaan dit aan julle voorhou. Die heel eerste een wat ek wil gebruik is Lot en sy vrou. Toe die Here vir hulle sê, julle hoort nie hier nie, laat julle gaan. En moenie omkyk nie, moenie terugkyk nie. Toe sê Lot se vrou, ek verstaan nie, hoekom moet ek nou doen wat die Here sê? Ek het mos nou lank in hierdie bediening gewees. Ek weet mos nou wat gaan aan. Is dit wat ons ook doen nie? Is dit nie wat jy en ek ook doen nie? Here, maar ek weet mos hoe werk hierdie ding. Ek gaan nou hierdie pad gaan. Wat gebeur? Lot en sy kinders kyk nie om, julle gehoorsaam God, en hulle kom ander kant uit en ken niks. Sy vrou het daar verander in 'n standbeeld. En ek moet vir jou sê vanmôre, ons raak monumente. Ons raak standbeelde, omdat ons wil aftree, omdat ons by die huis wil sit en God dien. Dit gaan nie werk nie, hoor. Dit gaan nie werk nie, jy is op 'n backsliders pas. Ek het gekom op 'n stadium in my lewe waar ek sê, Here, ek skuif nou aan na 70 se kant toe, so oor 2 jaar, en ek kan nou nie meer die mense se dinge hanteer nie, so ek gaan nou aftrek. My man kan aangaan met die bediening, ek sal hom bystaan, ek sal vir hom bid, ek sal daar wees, maar is baie dinge wat ek nie kan doen nie. En die Here sê, maar jy het in 'n standpilaar verander. So, hoe moet ek nou jou gebede beantwoord? Hoekom het die Here jou en my gered? Om daar te wees vir ander mense. Die Here se woord is liefde. Hy sê, gaan heen en maak disippels van die nasies, sodat hulle my kan loof en eer en prys. Nou sê jy, maar ek is nie 'n pastoor nie. Jy hoef nie 'n pastoor te wees nie, die Here het jou geroep in jou gesin. Hoe gaan jy vir die Here se woord breek in jou gesin, as jy nie by die kerk uitkom nie? Op jou bed, of voor jou sit op jou stoel, jy is besig om 'n monument te verander. Wat is 'n monument? Dis iets wat in standbeeld verander het, wat ons kan besoek op goeie tye. So ek wil vir u vra, moet ons u besoek op goeie tye? Maar dis wat die Here my gevra. Toe die Here met Moses praat en vir hom sê, ek het jou geroep om hierdie volk te verlos,
En hy sê, nee, Here, ek doen dit verkeerd verstaan. Ek glo nie dis ek nie, Here, ek dink dis my broer. En die Here sê, Moses, ek het jou geroep, nie iemand anders nie, ek het jou geroep. En hy sê, Here, maar ek kan nie verstaan nie, so wat moet ek sê? Wat moet ek vir die mense sê? En hy sê, die Here sê, gaan sê, ek het my na julle toe gestuur. Wat sê jy vir die duiwel? Jy bewe so jy gaan aftree, in jou stoel en oud word. God het jou geroep tot sy werk toe. God het jou geroep om by sy werk te staan. Nou wil jy sê, op my tyd het ek voorsaam gedoen. Op my tyd het ek geseën in die gemeentes. Op my tyd het ek dit gedoen. Jy is 'n standbeeld. Jy het 'n monument geword. Ek het my mors toegeskryf toe die Here vir my sê, jy is op pad na standbeeld status toe. Toe sê ek, Here, ek wil nie 'n standbeeld wees nie. Ek sê nie ons moet die naam van die Here se name, wat die Joodse betekenis moet ons doen nie, maar dit is baie goed om te weet wat dit beteken. Jehovah Jireh, my God sal voorsien. So hoekom weet jy nie? Jy het 'n standbeeld geword. In die laaste 2 jaar het ek hoeveel omstandighede in my lewe gehad, dat mense my so aangeval het en sê hulle, Tannie nou dit en ek hoop die mense luister vanmôre, want hierdie woord gaan vir jou. Ek het vir jou nog steeds net so lief, en ek gee nog steeds vir jou om, maar jy het nie. Jou taalgebruik is 'n skande. Die plekke wat jy besoek is 'n skande. Jy is 'n standbeeld in God se werk. Jy het gesing op 'n tyd. Jy het gebid op 'n tyd. Jy het gedit. Jy het 'n standbeeld geword. Waar is jou God? Wat sal voorsien? Hoekom weet jy nie? Jy het nie, want jy leef nie reg nie. Nou kry die pastoor in die kerk, almal van hulle kry die skuld, maar jy is die besoekende standbeeld. Jy staan op jou plek, onwrikbaar, jy sal nie beweeg nie. Al sê God, gaan sê vir hulle, ek het jou gestuur, weier jy om te beweeg. Jy gaan nie hê nie. Dat is geen oorvloed in jou lewe nie. Dat is geen seëning in jou lewe nie. Here, vanmôre kom ons na U toe, waar hierdie woord daar is. En ek gaan op volgende week verder vat, want ek met my gepraat oor die standbeelde en die monumente wat ons is. Maar ons is op pad hemel toe. Daar wag 'n openbaring vir ons. Die woord van God sê, daar's baie wat dink hulle gaan dit maak, maar min gaan dit eintlik maak. En of jy 'n pastoor is vanmôre, en of jy 'n voorsanger is, en of jy 'n bedienaar van God se woord is, waar jy werk, waar jy bly, ek gee nie om nie, ek soek nie likes nie. Ek soek my God moet my like vir die woord wat hy my gee, en vir die plek waar ek moet wees. Ek soek nie 'n mense like nie. Jy is op pad hel toe met dit wat jy dink, jy sê en jy doen reg. Gaan ondersoek 'n bietjie. Hoekom het jy tekort? Hoekom is jy nie op die regte plek nie? Oordat God het vir jou beskik het? Nee, hy het nie. Sy name, wat jy so graag wil gebruik, en met reg ook, want dit is goed om dit te weet. Maar, dit help nie uit al die boeke kennis en lewenskennis, maar jy is 'n standbeeld nie. Jy's dood. Jou werke, jou bediening in God se woord is dood. Niemand kan lewe woord kry onder jou nie. Boekkennis is daar baie, ervaring is daar baie, maar die Here se werk bly skade. Here, ons wil vanmôre sê, daar op daai plek waar U ons heen stuur, sê ek het jou gestuur. Ek is Jehovah Rapha, die geneesheer. Jehovah Nissi, God is my banier. Jehovah Jireh, God sal voorsien. Here, ons moet vanmôre erken, ons het nie, want ons is arm en beklaanswaardig, omdat ons nie doen wat God van ons verwag nie. Here, laat ons opstaan. Jahweh beteken, hy wat was, hy wat is, hy sal wees
U woord kan nie verander nie, U kan nie verander nie, U seëninge kan nie verander nie. Dis ons wat verander het, Here. Dis ons wat wil terugkyk. Dis ons wat wil roem in ons verlede. Dis ons wat wil roem in die woord wat U vir ons gee. Dis hoekom ons nie het nie. Ons bid, ons staan op wag, ons glo, ons vertrou, maar ons maak ergens 'n fout. Here, seën die mense wat in hierdie bediening saai. Hulle wat U geroep het. Dankie vir mense wat hulle bediening uitlewe. Dankie vir mense wat luister na die Here se woord. Here, ek gewaar, hulle is nog nie standbeelde nie. Ek wil U vra, seën hulle oorvloediglik, Here. En ons wat standbeelde is, verander ons, Here, want ons gaan dit nie maak nie. U het ons geroep vir God se werk. U roeping in elkeen se lewe is om daar te wees vir volgende ene, om vir hom aan te moedig, om te sê kom. Maar hulle sienswyses en hulle waardes in God het verander. Jy kan nie dubbelstandaard lewe nie. Keer terug na God se werk toe. Gee, saai. Die Here sal jou deurdra, want hy het gesê, ek is. Seën hierdie diens verder. Here, seën ons week verder. In Jesus se naam. Amen en amen. En amen. Prys die Here. Halleluja. Ja. Praise the Lord.
nie behalwe die naam van Jesus nie. Halleluja, halleluja, prys net die naam van die Here van hy song. Ek wou eers geskiep het volgende, maar my hart het uitgejubel en uitgespring uit my kas uit, want daar is geen ander naam behalwe die naam van Jesus Christus, the Son of the living God nie. Halleluja, halleluja, prys die Here man. Kom ons loof die Here. Halleluja. We're
goeie tierenheid van die Here beleef. Halleluja, halleluja, halleluja. Dit alles pas so in by die boodskap. Ek kan sommer voel in my gees. Ons gaan 'n diens nou op, mense, julle moet nie weggaan nie. Ek kan voel die gees van die Here gaan maar weer gaan hier in die diens. Is jy gereed? Is jy gereed? Prys die Here. Hij is voor me, hij
Here is groot. Prys net die naam van die Here, daar waar jy is. Gee hom net al die lof, gee hom al die eer, man. Maar gee dit aan die Here, hy soek al die lof, hy soek al die eer. Kom, ons kan dit doen, ons kan 'n beter job doen. Kom, ons kan die Here vanoggend al die lof, al die eer. Als rinke heerlijkheid, ons verlies, die koning ouderwijs. Majesteit, hemelse heerlijkheid, van waar ons woon, tot by sy troon, wil ons opreis.
hy is die liefde van my siel nie. Hy is die een wat omgee, hy is die een wat daar is, hy is die een wat lewe. Hy is die ook die een wat uit die graf uit opgestaan het. En hy is die een wat daar is vir my en jou. Hy is die woord van God. Hy is die woord wat gestuur is van die Vader, vir my en vir jou. Ja, vir my en vir jou. Hy is gestuur. En sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Ek wil hom loof, ek wil hom prys, ek wil hom prys, ek wil psalm sing tot eer van die Here. My hart wil jubel, my hart wil juig in die Here. Want sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Ek wil in sy teenwoordigheid wees, ek wil vanoggend my hart oopmaak, ek wil vanoggend my broers, my susters, ek wil vir julle aanmoedig om julle op te slaan na die hemel. Ek wil vir julle vra om julle ore te open, ek wil julle vra dat julle harte oop sal wees vir die Here God Almagtig, vir die woord van God. Daarom bid ons en ons vra Here dat die Heilige Gees vanoggend neerdal met elkeen van ons praat. Dat die Heilige Gees, Here, by elkeen van ons kom stil staan. Here, praat vanoggend met ons, praat met elkeen van ons, Here. Here, ons vra U in die magtige naam van Jesus, die woord wat U gestuur het. Ons vra sy wonderlike naam. Here, ons vra in sy wonderlike naam, dat U net by elkeen van ons sal stil staan, dat U net ons harte weer eens sal aanraak. Here, dat U net met ons harte sal praat, Here. Here, praat met ons geestelike autoriteit, Here. Here, spreek met ons, leer ons hier weer. Here, laat ons verstaan wat op U hart is, in Jesus naam. Here, maar kom vanoggend in die grootheid, kom vanoggend in die majesteit, kom in die magtigheid, kom in die heerlikheid, maar kom vanoggend, Here, in die wonderlike naam van Jesus. Amen, en amen, en amen. Dit is lekker om die Here te dien, man. Ek wil ook vir al die backsliders, die standbeelde, die soutpilare, dis nou die mense wat op die bed net lê, wat lê, hulle hele lewe lê hulle. So dit is die backsliders en die standbeelde en die soutpilare, ons wil net vir hulle sê welkom. Nou na al die sondags, as hy welkom aan julle ook, en al die sondags wat ingeskakel is. Want die woord van die Here sê, as ons sê ons het nie sonde nie, dan lieg ons. So ja, ons is sondags. So die Here moet volgens met 'n sondaar praat. En met die backslider. En met hulle wat moed verloor het. Wat besig is om 'n soutpilaar te verander. Wat nie die Here wil dien nie, omdat hulle te veel issues het. Te veel probleme het. Selfs om te sê, dit is koud. So what? Die liefde van Jesus is warm, man. Hulle soek altyd verskoning, maar as jy kyk na hulle omstandighede, dan verstaan jy. Maar vanoggend wil ek nou nie vingerwys op 'n klip gooi nie. Vanoggend wil ek julle die woord bring wat die Here vir my gegee het en dit was so amazing woord. Want eerste wat die Here vir my sê is, my woord het leeg geword. Ja. En ek het gebid, Here, wat gaan aan? Wat sê U woord het leeg geword. En dan verstaan ek, die mense het meer die sonde lief, hulle meer die dinge van die wêreld lief, as om God te dien. En die mense het meer afvallig geraak, hulle het sleg begin raak, en hulle wil nie eers meer na die huis van die Here kom nie, maar die Here wil hulle genees, maar wil nie genesing hê nie. Die Here wil hulle aanraak, maar wil nie die werking van die krag van God beleef nie. Want hulle is ons nou, moet die Here gesê, hulle is besig om
en soutpilare en standbeelde te word. So ja, ek hou van die woord. Ja, want hulle moes nou gebackslide. En hoe meer hulle backslide, hoe meer sê hulle God antwoord nie. Die Here kom nie deur nie. Hoe meer wys hulle vinger na God toe. Maar hulle wil nie sê die oorsaak is ek. Die oorsaak is ek. Ja. En Sondag, ja, ek praat met jou. Ja, praat met die soutpilare. En die standbeelde. Kyk wat eintlik. Prys die Here. Maar weet jy wat? Ek is in week 24. Ja, somewhere also. En elke week gee ek vir die skrif. Maar jy hoor dit, maar jy neem dit nie aan. Vanoggend beter jy baie mooi luister na die woord. Ek preek nie baie vandag nie, want as ek vandag gaan preek, gaan jy nie verstaan nie. En as ek stadig preek, dan raak jy amper in die slaap. So ek moet net lekker preek. Dat jy nou nie verander in 'n soutpilaar. So, die woord van die Here sê vir ons in Johannes, en dit is my amazing. Ons as mens wil alles hê op beskik word. Ons as mens, as God nie deurkom nie, dan wil ons rug draai, want dit is jou terme. Maar jy vergeet wat het die Here gesê. Daarom gaan ek weer terug na die boeke van Johannes toe, en ek gaan vir julle, ek sal die vers stadig lees, sodat die mense dit mooi kan verstaan wat ek in Afrikaans, ek gaan nie Engels lees, ek gaan net Afrikaans lees. I just want to speak to you in Afrikaans, for the people in Afrikaans. John 6, 63. So, John 6, 63. En nou moet jy mooi verstaan. En voordat ek verder gaan praat, wys die Here vir my, ek moet vir jou wys, jou gebed is dood. Jou lewe is dood. Jy haal net asem omdat jy moet asemhaal. Verder is jy mors dood. Jy beteken niks. Al wat jy moet doen, jy moet net omval en begrawe word. Want jy wil nie die Here dien nie, en die loon van sonde is die dood. En ons almal gaan die pad stap. Maar, omdat jou siel ook dood is dit 'n probleem. Want waar gaan jy jou oë maak? Nou as jy so dood is, dan moet jy weet jou siel is dood. As jy op pad hel, hoekom? Want dit is jou wil, dit is jou keuse. Okay? Jou gebedslewe wys dit. Om te wys dat jy die God nie dien nie, dat jy God verstoot. Kyk na jou elke dag se beweging. Kyk hoe jy handel en wandel. Kyk of jy tyd maak vir die Here. Kyk of jy die woord oopmaak. Ja, ek praat nie van 5 minute nie. Ek praat wat die Here toe kom, want hy soek 2 ure en 10 minute. Kyk of jy stil raak in jou stille tyd met God. En dan kyk jy hoekom is jou lewe 'n gemors. Hoekom antwoord die Here nie? Omdat jou siel dood is. Want jy hoor die woord, maar neem dit nie in nie, want jy het die sonde lief. Want die sonde verblind jou. En vanoggend moet jy 'n keuse maak. Wil jy God dien of wil jy nie? Wil jy hel toe gaan of wil jy in die hemel kom? Want op hierdie stadium is ons besig om te backslide, om sonde te pleeg, God te tar. Ons is besig om in soutpilare te verander en monumente. Want ons word so hard soos 'n klip. Want ons wil niks te doen met God. Ons draai ons rug op die Here.
Omdat jy nie jou sin kry. Omdat jy nie jou sin kry. Maar die hele ding gaan is, jy het nooit 'n ontmoeting gehad met die lewendige God. En dit is die werklikheid, want jy die werklike ontmoeting gehad het, sal jy nie in God se teenwoordigheid wil wegbly. Sal jy nie jou rug wil draai op hom. Want, wat sê die skrif? John, by heel wat in Afrikaans is, Johannes 6 vers 63. Dit is die Gees wat lewendig maak. Hoekom werk die Gees nie in ons nie? Want dit is die Gees wat lewendig maak, want ons het nie stille tyd met God in die Gees nie. Ons is nie een met hom nie. Dit is die Gees wat lewendig maak. Jou gebed, Here help my. Dit gaan nie oor God nie, dit gaan oor my. Dit gaan oor, dis die Gees wat lewendig maak. Die eerste sinne, die eerste paar woorde sê vir jou, dis die Gees wat lewendig maak. Hoekom is jou gebed vervelig? Omdat jy 'n dooie gees het. Dis hoekom jy 'n rypie op sê, 'n dag in en dag uit. Soveel mense sê vir my, hulle is op pad hemel toe. Jy is nie op pad hemel toe nie. Eerste plek jy roof God. Tweede plek jy, ek wil nie as daai kant gaan nie. Wat se reg het jy, as jy nie jou 10de eers kan betaal aan God, om op sy woord te staan om in die hemel in te gaan? Want hy sê uitdruklik, diep in Rome, sal die koninkryk van God nie sien nie. Dan praat ons eers van egbrekers, ons praat nie van hoerdery nie, ons praat wat ook hy self is in die gees. En waar die vers ook vir ons sê, hulle wat kwaad spreek, sal die koninkryk van God nie sien nie. Gaan kyk in 1 Korintiërs 6 vers 10. Maar hulle is op pad hemel toe. Ek verstaan dit nie. Hulle gebede is vervelig. Want dit is 'n rypie op, is 'n rypie die kant toe, 'n rypie daai kant toe. Here, ek sukkel, Here, ek het dit nodig, Here, ek het dit. Die Here weet wat jy nodig, man. Dit is jy wat jy verstaan, dat jy die Here nodig het. Jy het God nodig, man. Dis die eerste sinnetjie van die woord sê vir jou, dis die Gees wat lewendig maak. Jou gees is dood. Want jou lewe getuig daarvan. Want jy is besig om te backslide. Jy is besig om te sondig. Jy is besig om terug te val. Jy is besig om in 'n soutpilaar te vang. Jy is besig om 'n standbeeld te word wat hulle jou gaan opsit en dan gaan hulle jou verwyder, dan gaan hulle jou begrafplaas toe sleep. Daar staan beelde in die begrafplaas ook. Want baie standbeelde is useless. Kyk van daai standbeelde. Dankie, Here. Maar kom ons gaan verder. Dis die vlees is van geen nut nie. Maar ons mense hardloop hierdie kant toe en hardloop daai kant toe. Want die vlees is van geen nut nie. Want ons draai die woord om. Ons het nie die gees in ons nie. Nou hardloop die vlees agter sonde aan. Omdat dit jou wil is. Dis nie jou liggaam wat sondig nie. Dis jou wil wat sondig. Dis jou wil wat veroorsaak dat jy wil in die hel beland. Dis jou wil wat veroorsaak dat jy 'n hoer wil wees. Dis jou wil dat jy wil 'n dronkaard wees. Dis jou wil dat jy pornografie. Dis jou wil dat jy dwelms is. Dis jou wil dat jy siek is, man. Want dis jou keuse. Jy wil nie gesond word nie, maar jy wil nie na die stem van die Here luister. Maar die woord sê die Here is die een wat gesond maak. Maar sondaar wil ons sondig. Want ons hardloop agter die vlees aan. Die woord sê uitdruklik vir jou, die gees is die een wat lewendig maak. Die vlees is van geen nut nie. Die liggaam loop dieselfde pad as hy bees en hy skaap wat jy sou eet.
Dit staan daar so. Dit staan in die woord van die Here. Ons loop dieselfde pad. Want 'n bees as hy doodgaan, dan word hy stof. En as 'n mens doodgaan, dan word hy stof. Ons almal het dieselfde lot. Maar waar gaan jou siel op eindig? In die hel. Volgens Openbaring, baie mense sê hulle het die sleutels van die hel. Hulle het niks nie, man. Die enigste sleutel wat hulle het is hulle karsleutels, man. En hulle huissleutels. Hulle kan nie eens meer behoorlik die huis oopsluit nie. Maar die woord sê in Openbaring 5, dat Jesus het die sleutel. Gaan lees Openbaring 5, sê vir jou, dat Jesus het die sleutel van die hel en die doderyk. Dit staan daar. Dit staan in die skrifte. Daar staan nie pastore en profete en goed het die sleutels nie. Openbaring sê Jesus, the Son of a living God, die lewendige Jesus Christus, het die sleutels. So ek vra jou weer, waar is jou pad? Prys die Here vir daai. Halleluja. Voel ek so in daai woorde, Here. Maar die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en dit is lewe. Vir die mense wat standbeelde is, wat sy lewe vervelig is, wat die God regtig wil dien. Jy gaan dit nie verstaan dat die Here en die Gees praat. Daarom gaan jy soos 'n standbeeld staan. Die voëls gaan lekker op jou drop. Want hulle dink niks van 'n standbeeld. Maar vir mense wat wil verander, wat nie 'n standbeeld of 'n soutpilaar wil, hulle wat wil terugkom na God toe, moet bekeer, moet gevul word met die Gees van God, sodat hulle die woord kan verstaan. Maar hulle verstaan nie die woord nie, hulle lees die Bybel soos 'n boek. En dan slaat hulle toe, en dan weer sal hulle die Bybel toeslaan, dis hulle ook toe. Sal hom oopmaak, dan sal hulle ja, Here. Sal hom toemaak, sal hulle nee, Here. Maar weet jy hoekom? Omdat jy nie in die Gees gevul is nie. Verstaan jy nie die woord nie. Maar kom ek deel die woord met jou. Miskien verstaan jy dit dan. Hier sê die woord, die Gees spreek met ons. En die woorde wat hy spreek is lewe. Dan as jou gebed dood is, hoe lewendig is jy? As jou siel dood is en die werking van die Heilige Gees is nie in jou nie, hoe dood is jy? Dis die Gees wat lewendig maak. Jesus self het gekom en vir ons kom leer. Wat het hy vir ons geleer? Ag, Here, help my. Johannes 14 vers 10. En sondaar, ek praat nou met jou. Backslider, ek praat met jou. Jy standbeeld, ek praat nou met jou. Vers 10 sê vir ons in hoofstuk 14, sê, glo jy nie, dat ek in die Vader is, en die Vader in my. Die woord wat die Here met ons spreek, is Gees. Nou sê hy vir ons, Jesus kom en hy sê, glo jy, dat ek in die Vader is en die Vader in my is. Luister nou mooi. Luister nou mooi, jy moet mooi luister. Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie. Maar die woorde wat in my bly, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly.
Hy doen die werk. So jy gaan nie verstaan as jy nie die Gees van God het nie. Daarom werk die Gees nie. En as die Gees werk, gaan jy agterkom die woorde wat ons spreek is nie die woorde van ons nie, maar die Vader wat die woord die werk doen in ons. Maar die woorde wat ek spreek, luister na daai laaste sin. Ek het hom deur mekaar gelees, dat ek net hier vol my bril afval, dat ek my eie oor nie glo. Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my is? Die woorde wat ek tot julle spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly. Halleluja. Maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. So dis die Vader wat deur my praat. Dis die Vader se werke. Dit is wat Jesus ons kom leer. Dis wat Jesus vir ons kom sê. En hy het vir ons gesê, ons moet in die Gees wandel. Hoeveel keer het Paulus gesê, ons moet in die Gees wandel? Hoeveel keer? Jesus self was gevul by die Gees. Jy moet in die Gees wandel, by God soek 'n ware aanbidder. Hy soek nie 'n steenpilaar. Hy kan klippe op laat staan om te loof en te prys, as jy dit dan nie wil doen. As jy dan 'n steenpilaar wil wees, as jy dan 'n soutpilaar wil wees, as jy 'n backslider wil wees, as jy wil aanhou Sondag God terg. Die Here het krag in sy woord. Daar's krag in God om jou te verander vanoggend van 'n backslider terug na 'n kind van God, van 'n steenpilaar, van 'n soutpilaar. Kan jy vanoggend terugkeer? Jy kan terugkeer na God toe, want dit is hy wat jou lewendig maak. Die woord wat hy spreek is lewe. Die keuse is, wil jy dit hê? Of wil jy nog steeds staan soos 'n soutpilaar? Soutpilaar kan nie praat nie. Steenpilaar kan nie praat nie. God soek nie klippe nie. Hy soek kinders. Hy soek children. Hy soek kinders. Hy soek nie klein kinders nie, hy soek kinders. Want hy sê, ek het verlede week oor gepraat, gaan hom net noem, dit staan al in die eerste boeke van Johannes, of John, the first chapter. Hy was reg gegee om kinders van God genoem te word. Daar in hoofstuk 1 vers 13. Halleluja. En nou sê Jesus vir ons, luister mooi, die woorde wat ek spreek tot jou, is gees en dit is lewe. Nou sê hy vir ons, weet jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my is nie. So die woorde is in God, en God in die woorde. So waar lê God se krag? In sy woord. En die Here kan jou antwoord. Die Here kan jou omstandighede verander. Jy weet die Hebreëse Bybel sê vir ons, en dit was eintlik 'n mooi openbaring. Psalm 91, ons almal kom. Hy wat in die skuilplek van die Almagtige sal wees. Maar dis nie wat die Hebreëse Bybel sê. Die Hebreëse Bybel sê om 'n bietjie anders te maak. Hy sê om 'n mooi Afrikaans. En dit het nogal my hart geroer. Want die woord het ewe skielik begin lewendig word toe ek dit besef. En ek wil jy Sondag, backslider, jy moet dit besef volgens. Hy sê, hy wat bly in die skuilings van die Allerhoogste. Wow, hy wat bly in die skuilings van die Allerhoogste. Wat bly in sy skuilings, dit beteken bly in sy woord, bly in hom. Wow. Kom ons gaan aan.
Kom ons gaan terug na die boeke van John toe. John 6, 6:38. 6:38. 6:38. Hoofstuk 6 vers 38. Ja, dis John. Okay, vers 38 ek lees hom vir jou. Want ek het uit die hemel uit neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Halleluja. Die woord het gekom, want die woord is lewendig. Die woorde wat ek met jou spreek is lewendig. Hierso wat Jesus ons sê, hy is in die Vader en die Vader in hom. En dit is die Vader wat die werke doen. En hierso sê hy, ek het gekom, ek is gestuur. Die keuse is wat ek jou vandag voorhou. Wil jy God dien? Of wil jy aanhou backslide? Wil jy aanhou 'n steunpilaar wees? Of wil jy aanhou? Want dan om aan te hou, is jou pad hel toe. Die woord van die Here sê, die pad na die verderf toe is breed. Maar die ewige pad is smal en min vind. Dit help nie jy kom en sê, jy is op pad hemel toe, maar jou doen en late is op pad hel toe. Jou lewe getuig dat jy God roep, eerste plek. Want die skrifte sê duidelik vir jou 'n rower in 'n diep sal nie in die koninkryk van God ingaan. En baie mense dink al is op pad hel toe, dis okay om God te roep. Dit is nie okay nie, want 'n diep van 'n rower sal nie in die koninkryk van God ingaan. En die woorde wat die Here spreek is lewendig. Jesus is gestuur om ons uit die dood uit te kom haal, om ons te kom haal uit die hel uit. Hy is gestuur om ons te kom herinner, om nie in die hel op te eindig nie, maar wat worry ons? Hy het sy liggaam aan die kruis gegee. Maar ons wil backslide. Ons wil nog steeds aanhou Sondag. Ons wil net maak of ons God dien. Ons wil net woord op Facebook sit en maak. Ons wil net woord op WhatsApp sit. Ons wil net maak of ons die Here dien. Ja, en dan het jy, maak jy die Bybel oop, dan lees jy, want jy wil nou maak op jy die Here. Maar jy is nog nie in die Here nie, want die woord van die Here sê, moenie die byeenkomste mis nie. So jy hou uit, net wat jy wil hê, so jy bly weg, omdat dit jou pas. So jou hoogmoedigheid, jou eie wys, verhinder jou om by God uit te kom. Jou slimheid verhinder jou om by God te wees. Te veel verskonings van 'n skout, te veel verskonings om nie God te aanbid nie, saam met gelowiges. Want waar hulle saam bid, the praises goes up, sê die woord van die Here. And the glory will come down. Maar dit wil ons nie doen nie. En dan kyk ons, dan sien ons mense siek. Hoekom is hulle siek? Omdat hulle sondig teenoor God. Hoekom word hulle nie gesond nie? Hulle sondig by die Here. En dan kom hulle en sê hulle, dit gaan beter met my, dit gaan beter met my. Jy is nie genees nie. Jy is nie genees nie. Want die God wat ek dien, doen nie sulke jobs nie. Want sy jou genees het hy jou genees, dat jy hom eerste sal dien. Hom eerste sal stel. Hom eerste sal loof en prys. Hom eerste sal aanbid. Dit is wanneer hy jou genees. Wanneer hy eerste is, nie jou siekte eerste is, nie, want dit is teestrydig met die woord. Want God sê, hy soek eerste plek. Reg deur die begin van die Bybel tot op die einde, soek God al die eer, al die lof, al die aanbidding. So jy moet nie, baie mense sê my, ja maar ja, ek voel,
jy voel wel beter, ja. Maar as 'n vader van leuns ook. So ek gaan nie nou daaroor ompraat, want ek stel nie aan hom te lang. Vir my is hy 'n myner, want ek staan op hom. Want die Here het vir my mag gegee, krag gegee, om op hom te staan. Mag gegee om hom uit te dryf. Ek het die autoriteit gekry van 'n lewendige Jesus Christus, wat die autoriteit het van alles. Halleluja. Daarom weet ek, as ek bid, situasies verander, want God hoor. Hieraan weet die Seun, die woord, die waarheid. Luister nou. Hieraan weet die Seun, Jesus Christus. Hieraan weet die waarheid, wat jou wil is. Ja, jy wat ingeskakel is. Jy wat terugval in jou geloof. Jy wat wil aanhou Sondag. Jy wat nou 'n steenpilaar is, 'n backslider is, 'n suidpilaar is, ou van daai woord. Hoekom? Omdat dit jou wil is. Maar die woord sê, die Seun en die woord ken jou wil. So ek vra vir jou weer. Is jou wil regtig om hel toe te gaan? Om God te minag? Om jou rug op 'n lewendige God te sit? Die woord van die Here sê hoe derglik is dit om in die hand van 'n lewendige God te val. Nou kan jy verstaan hoekom word jou gebede nie beantwoord. Want jou gees is dood. God kan nie lewe in jou blaas as jy dit nie wil hê nie. God kan nie sy gees in jou uitstort en laat dit in werking kom as jy nie die gees wil hê nie. As jy wil nog aanhou met jou die sondige lewe, want is jou wil. Hy wil help toe. Wil. Dis kom al om wil nie. Wil help toe. Halleluja. Toe gee die Here my Markus. Vir die Afrikaanse mense wat nou halfpad Engels is, dis maak. En vir hulle wat nou heeltemal Afrikaans is, hoofstuk 9 vers 23. En Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En jy kan nie glo as jy nie die gees van God het. Want die woord sê vir ons, die gawes van die Heilige Gees, die derde een is geloof wat jy ontvang van dieselfde Gees. So as die Gees teen jou is, het jy nie die geloof nie. Dan kan jy nie glo. As jy geloof, doen, soos jou siel. Soos die standbeeld. Soos die waar jy nou op beweeg, daar die backslide. Want daar is geen geloof nie. Maar ons bid, ons smeek die Here. Hou op 'n bedelaar wees, man. Wanneer jy begin om die Here te dien, op die woord van die Here te staan en te sê, Here, ek wil gevul wees met die Gees, sodat ek die beloftes kan ontvang, sodat ek kan weet wanneer ek bid, die Gees sal my lei. En wanneer ek ophou bid, sal die Gees aanhou bid. Maar die woorde wat die Gees spreek, is lewe. En vanoggend, wat is jou keuse? Wat is jou keuse? Ek wil lewe, maar ek wil nie kerk toe gaan nie. Dan wil jy nie die Here dien nie, man. Gaan hel toe, man. Want dat is dit vir jou uitgekies. As jy nie die Here wil opreg dien nie, dan moet jy maar die punishment vat. Want hoe lank sal hierdie volk God taart?
Hoe lank sal hierdie mense in standbeelde wees en backslide? Hoe lank moet die Here nog ons traagheid verdien? Ons mense kan nie eens opstaan nie, hulle is geen ruggraat. Niks. Maar elkeen het 'n mond en as daar dinge verkeerd gaan, en maar dan skree almal. Hulle weet nie waaroor hulle skree nie, maar hulle skree. Maar weet jy wat het die Here op my gesê? Hy het my nie 'n gees gegee van vreesagtigheid. So ek skree nie saam nie. Want ek sê bang wat kom nie. Ek staan op God se woord. Ek het kalmte, ek het vrede. Sy gees sê vir my, hy het my nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie. Dis hoekom jy vreesagtig word. Dis hoekom jy bang word. Want jy nie die gees van God in jou lewe. Nie in jou lewe. Ja, maar ek bid. Wat bid jy? As ek vir jou moet sê, rekord vir my wat jy bid, dan gaan jy vir my al die mooi goed bid. Maar as ek net ewe skielik by jou opstaan en sê, begin bid, dan sê ek weet nie om te bid nie, die kant toe en die kant toe. Want jou gebed gaan net oor jou, oor wat jy nodig het. Die skrifte sê die Here weet wat jy nodig het. Dan wil jy vir hom die shoppinglys gee, dan wil jy vir hom die shopping, maar ja, lang al die shoppinglys. Maar die skrif wat ons nou net gelees het sê, Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo. Hoekom kry die mense nie? Want hulle wil nie glo nie. Hulle wil nie die Here dien. Hulle wil nie. So vanoggend is dit, wil jy verder Sondag? Wil jy verder God dan? Wil jy verder 'n vyand van God wees? Wil jy nou God verder tat? Nou moet jy antwoord, want ek wil bid, want ek wil vir die Here vra. Maar as jy dan nie jou keuse in hom wil hê nie, dan die loon van sonde is die dood, dan is dit beter dat die Here jou kom haal. Dat jy my hel toe gaan. Want jy gaan buite dien in die hel op eindig. Is dit jou keuse om by die hel uit te kom? Die woord sê, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Of wil jy hê die Here moet jou verander? Wil jy hê die Here moet jou omstandighede verander? Maar jy sal eers moet bekeer. Dit sal jou wil moet wees om te bekeer. Bekeer beteken ook om te streef na heiligmaking elke dag. Om gedoop te wees in die wil van God met sy gees. En ook om hom aan te hang. En ook om hom te loof, te prys, saam met gelowiges. So dit gaan nie meer oor jou nie. Dit gaan oor hom. So wil jy hom dien? Wil jy hom loof? Of wil jy nog steeds aangaan, jy gaan op pad hemel toe? Want jou hemel het 'n brandende oond. My hemel is the glory of God. Halleluja. Hoor dit is eers goed baie stil. Almal kry stilstype. Maar kom ons gaan aan, ons gaan terug na die boek van Job toe. Ek praat Afrikaans, maar ek gaan vir die Engelse mense sê wat John beteken dit John. En vir die Afrikaanse mense, Johannes beteken Johannes. Okay, Johannes 1 vers 4. In hom was lewe en die lewe was die lig vir die mens. In hom is die lewe en is die lig vir die mens. Hoekom skyn die lig van die Here nie in ons nie? Want ons nie die Gees nie. Die werking van die Gees vind nie plaas nie. Ons bedrieg onsself, ons glo leers en ons beroof God. Ons is slim en ons is wys. Ons is standbeelde en ons backslide. En ons reject Jesus.
kan nie Jesus meer reject nie. Vir my is hy eenmaal gekruisig, nie tweemaal. Vir my het hy my sondes op hom geneem. Ek wil hom sien, ek wil hom loop, ek wil hom eer, ek wil hom verheerlik, ek wil hom aanbid. As jy my nie glo nie, gaan kyk, die graf is leeg, man. Soveel mense ry nog steeds terug na hoeveel jaar om te gaan kyk op die graf leeg. Plaas dat hulle net die Bybel lees, Jesus het opgestaan. Dit is seker 'n wonderlike voorreg om in daai graf te wees, ja. Maar die graf is leeg. Die graf is leeg. Die graf is leeg. Hy het opgestaan. He's a living Christ. Hy is die lewende, the glory of, he's a king of glory. Halleluja, prys die naam van die Here. En hy is die lig van die mens. En daai lig is onderstel om in my en jou gebede te wees. Daai lig is onderstel om binne my en jou te wees. Daai lig is onderstel om die liefde van Jesus uit te dra. Daai lig is onderstel om die krag van God op sy woord te staan en te sê, Here, dit is u Gees wat spreek en wat lewe spreek. Here, ek wil nie meer hierdie lewe hê nie. Hierdie sondige lewe bied my niks. Dis dood, dis vervelig. Maar die manne wat syp, hou aan syp, aan nooi sy maatjies om hom verder te kon syp op sy rekening, dan betaal hy daai rekening. So stupid is die mens. Want hy nie geld nie. Maar sy maatjies sy blekke saam met hom op sy rekening. En hy selfde maat is dieselfde ou wat oogies het vir jou dogter en vir jou ma en vir jou vrou. Hy selfde ou wat saam met jou sy. Want jy betaal hom om jou te roof. Jy betaal hom om jou skade te doen. Jy betaal hom om jou dogter te verkrag. Jy betaal hom om jou huwelik te vernietig. Geef hom nog 'n dop, man. Dan eet jy nog jou vleis ook op. Dis kom ons nie kos het nie. Dis kom ons nie kos het nie. Want die woord wat die Here vir ons gee is kennis, is wysheid, is insig. Die Here sê wees nugter teen alle tye. 'n dronkaard sal die koninkryk van God nie sien. Dan sê die skrif ook vir jou, 'n dronkaard se klere is altyd stikkend. Dan reject ons Jesus. En die woord sê, in hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mens. Vanoggend hou ek vir jou die lewe voor, en ek hou vir jou die dood voor. Ek hou jou voor om jou keuse te maak. Ek hou jou voor. Wil jy God regtig dien, opreg dien? Wil jy backslider, verder backslide, of wil jy terugkeer na God toe? Jy steunpilaar, wil jy vir altyd 'n steunpilaar bly in die hel opeindig? Of wil jy terugkeer na God toe? Die keuse is vir jou, dis maklik. Jesus is die lewe, daar sê hy is die lewe, hy is die lig, hy het gekom as die lig van die mens. Hy hou die lewe vir ons voor. Hy is die lewe. Die woord van ons sê in Johannes 14 sê hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Hy hou vir ons die lewe voor. Wat is jou keuse? Wat is jou wil, man? Ja, ek wil die Here dien, maar ek wil hom roof. Ek wil nie my geld vir hom gee nie. My broer, my suster, dis hoogmoedigheid. En dit is om nie te glo. Want jou hart wys, jy gaan sukkel. En jou verstand sê vir jou, jy gaan shortkom. Daar's geen geloof daarin. Daar's geen vertroue dat jy die lewendige God van Israel sal vertrou, dat hy jou gaan deursien. Dat hy jou gaan deurhelp. Maar Here, maak dit my 'n deur oop. Hoekom bly daai deur so toe permanent vir hoeveel jare nou?
Ek weet maar mense wat ander mense betaal om hulle te roof. Want dan word gebel, dan word daar gesê, betaal hierdie en ons gaan vir jou soveel gee. Dan val die mense daarvoor. Kom ek vertel jou een ding. As God jou nie kan vertrou met 10 rand nie, hoe kan hy jou vertrou met 1 miljoen rand? As jy God roof, hoe kan hy vir jou werk gee, as jy hom roof? Hoe kan God jou voorsien, as jy wil hê, God moet jou voorsien? Maar jy het geen geloof in God nie. Skrifte sê vir ons, jy moet geloof in God hê. Dit is wat die Bybel sê. By my werk het andersom. By my is dit eerste, die werk van God. Ek gee nie om op, ek gaan short kom nie. Maar weet jy wat, ek kan op die woord van die Here staan, ek kan terugdraai en ek kan sê, Here, maar ek werk vir jy. Here, jy het gesê, jy sal sorg dra. Here, jy het gesê, jy sal kyk na my. Ek hoef nie bekommerd te wees. Here, ek kan bid tot jy, ek kan jy verheerlik. In omstandighede kan ek jubel, kan ek juig, kan ek opspring en kan ek my verbly in die Here. Want ek hoef nie benoud te raak nie. Die Here sal voorsien. Hoekom? Want ek kan vir hom sê, Here, ondersoek my en kyk of ek nie een keer geroof. Kyk of ek een keer die gelde weggevat het. Kyk, Here. Ek is nie 'n rower nie. Maar kom ons gaan aan. Julle, ek kan sien ek het julle nou hier so vas. 2 Timoteus. Dit is die tweede boeke van Timoteus. Dit is nie net die eerste een nie, die tweede een. Dan chapter 3. 3, ja, ek is sommer daar so. Vers 16 en 17. Nou moet jy mooi luister. Die woord wat ek met jou spreek is lewendig. Die woorde wat kom deur die Gees van God. Jesus het gesê, dis die Vader wat die werk doen. Hierso kom hy en hy sê, die hele skrif is deur God ingegee. So, die hele Bybel is deur God gegee. So, jy kan niks kies nie. As jy wil kies, moet jy jou wil kies. Wat ek kan toe jy wil gaan. En is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing. Dis wat ek volgende doen met die backsliders en die steunpilare. Tot onderwysing, dis om die kinders van die Here vanoggend te leer, in die geregtigheid, om reg te doen, en reg te handel, voor die oë van die Here. Dis presies wat ek vanoggend doen. Vers 17 sê vir jou, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Hoekom is jy nie toegerus met die Gees nie? En die werking is nie dan nie. Die Gees is nie dan. Wanneer jy bid, is jy woord leef, maar die woord wat die Here spreek is Gees en dit is lewe. Jesus het gesê, glo in my, maar glo ook in die Vader. Hy het vir ons sê, jy nie geweet ek sê die Vader in my. Ons het vanoggend ons die skrifte gekry. Maar ek sukkel om werk te kry. Weet jy hoekom sukkel jy om werk te kry? Omdat jy nie wil glo nie. Jy wil staan soos 'n bedelaar. Here, ek het geld oor, Here. Dis hoe ons staan by die ringboks. In plaas daarvan om terug te keer na God toe, op God se woord te staan, by die Here te sê, Here, ek weier hierdie armoede, ek weier hierdie omstandighede. Ek kom in geloof na U toe. Ek sal my CV uitstuur. Ek gee nie om wat die regering sê en wat die mense sê nie. Ek sal werk kry, want U sal my voorsien. U is die bron van alles. U, Here, kan sê, laat daar lig wees, dan kan U sê, laat daar werk wees. Here, ek sal werk kry.
Dis ons baie makliker om jou geloof op te tel. Maar nee, ons wil staan soos, wat moet sê, ek kry nie werk nie, Jy gaan daar bly vir 'n paar maande, en dan jou paar maande gaan in jare verander. Jare terug was ek op die pad hier op Ellendale. Baie mense het my al gesien daar, so baie sal dit onthou. En hierdie besonderse dag het ek daar gestaan, en ek het die boot gevat, en ek het die woord gelees, en ek het eenkant gaan sit onder 'n boom, en ek het verder gelees, en gebid, en agter my het ek gesien, daar het 'n man gesit. Dit was 'n Vrydag, hier by 11 uur, 12 uur se kant. En ek vra, Here, moet ek nou met daai man praat? Ek sal hom vat na die kruis toe. En die Gees van die Here sê vir my, nee. En ek los hom. Maar hy sit onder die boom, ek kan sien hy is besig met sy gedagtes. En ek is besig met die Here. En so het 'n uur, 2 ure, 3 ure verby gegaan. En toe daai man wil opstaan om te loop, sê die Here vir my, nou. En ek stap na hom toe. En ek sê vir my broer, ek weet nie wat jou probleem is nie, maar waar is Jesus in jou lewe? Dit was op 'n Vrydagmiddag. En die man breek. En hy begin huil. En ek sê, Here, wat nou? Ja, ek het nog nie eens 'n antwoord gekry nie, en die man slaan al in trane uit. Hy sê vir my, oom, ek het nie Jesus nie. En die Here sê vir my, bly jy net stop. Hy sê, oom, ek het onder hierdie boom kom sit vandag. Omdat my gesin toe gekom het, want ek het oom gesien vir my kyk. Ek het die hele tyd hier gesit. Ek het beplan om myself dood te maak. Myself te vermoor. Omdat ek vir 7 jaar sukkel om werk te kry. My ma is intussen oorlede. My pa's het ons gelos toe ek kleiner kind was. Sit ek en my suster. En ek kan nie, hierdie burden wat ek het, kan ek nie meer hanteer. En dit na my suster vat, laat sy vir my moet sorg, dat ek haar nie oop moet kyk. Ek gaan my lewe neem. En ek sê vir hom, okay, ek hoor wat jy sê. Vraag is net, waar gaan jy jou oë oopmaak? Hy sê, oom, ek so pad help. Ek sê, maar dit is nie God se liefde nie. God het jou lief. Jy het teruggeval. Jy het 'n standbeeld geword. Jy het jou rug op die Here gedraai. Ja, maar oom, ek bid. Ek sê, nee. Onthou een ding, as jy 'n standbeeld geword en jy het 'n backslider geword het, is jou gebed mors dood. Mors dood. Want die Gees van die Here is nie in jou nie. Ek sê vir hom, maar ek is nie om jou te oordeel nie, ek gaan jou help. Eerste wat ons gaan doen, jy gaan tot bekering kom vandag. Nou. Jy gaan eers vir die Here sê, dis jammer. Jy gaan eers terugdraai na die Here toe en vir die Here sê, Here, wees my as sondaar genadig. Jy draai eers terug na die Here toe. Want hy is die bron van alles. En hy het dit gedoen. Ek het hom gelei na die kruis toe. Het hom tot 'n Bybel gegee. Gees van die Here het my gelei om 'n Bybel te gee. Die Gees van die Here sê vir my, ek gaan vir jou wys waarin toe is ek in staat. Dit was die Vrydagmiddag. En ek het daai naweek lekker gaan voorberei vir die dienste en goed, ek het al vergeet van wat die Here gesê het, vergeet van hierdie man. So het maandag verbygaan, Dinsdag, Woensdag, kry ek 'n oproep van daai man wat onder die boom gesit het, wat hom stil. Hy bel my. Hy sê vir my, hy wil net vir my sê, God is good. Ek sê, maar hoekom? Wat het gebeur? Vertel vir my. Ek praat om te wil leer. Hy sê, pastoor, ek het my CV gestuur.
Ek het begin werk sonder 'n interview. Ek het begin werk sonder 'n interview, maar die Here het vir my gesê, Vrydag, hy sal my wys waartoe is hy in staat. En hy was nie die enigste een nie. Ek is besig om elke donderdag aand te getuig, maar ek net gevoel ek moet vandag hierdie getuienis met jou deel. Die Here sal my wys waartoe is hy in staat. Hy het mag en krag om vir jou op te tel. My broer, my suster, hy kan jou hoor optel as wat jy besef. Hy kan jou losmaak van al jou nou net die regte woord, van al die tiernatuintjies. Hy kan jou verlos van pornografie. Hy kan jou verlos van dronk. Hy kan jou verlos van alles, van dwelms. Weet jy wat? Al wat jy moet doen is te sê, Here, ek wil. Want die Here het daai man gevra, wil jy gesond word? Wil jy gesond word? En toe hy sê, ja, Here, ek wil. Sê die Here, ek sal jou gesond maak. So ek sal jou antwoord. Ek sal vir jou deurkom. Ek sal vir jou dra. Al wat jy moet doen is net draai na die Here toe. Jy moet net draai. Maar jou draai beteken jy moet jou sondige lewe afsterwe. Jy moet nie meer deel hê daaraan nie. Het help nie, jy kom nou tot bekering, maar jy gaan weer aan soos 'n matroos. Jy word weer deel van die wêreld. Hierdie kant wil jy die Here dien, maar daai kant wil jy 'n dokter ook. Dit is nie bekering. Bekering beteken totally, my broer, totally. Ons sit hy glas neer. Ons vra die Here wanneer jy daai dop wil drink, moet hy hom so bitter maak. So bitter, soos gal. Soos gal. Soos gal. Wanneer jy die dwelms gebruik, moet jy dit so bitter maak soos gal. Want ek weet my God kan jou verlos. Because I serve the living God. Ja, ek kom nie weer om my skrifte nie. Jy het my so baie, soveel skrifte gegee, die tyd van my. Ja, prys die Here, man. Mense, maar daar is soveel wat die Here vir ons gee, maar ons kry nie die krag van die woord van God in ons. Die lewe kom nie in die woord in ons nie. Dis die boodskap wat ek volgende by jou gee. Die lewe van die woord moet binne in jou hart wees. Weet jy wat? Dan sal jy die Here begin dien met opregte hart. Dan gaan jy nie meer voorgee nie. Jy kan ander mense blaf, maar jy kan God nie blaf. Jy kan ander mense raak voor jou dry, maar die Gees van God ken wat binne in jou is. Prys die Here. Halleluja. Ek gaan nie aan die vraag hier te sluit, want ek gaan aanhou preek. Dankie Here vir voorreg wat ons het om by die woord te kom staan. By die woord kom sit en leer en besef dat U het met ons te doen, om ons te seën, om vir ons goed te wees, om na ons om te kyk en om ons deur te dra. Here, U het ons gered, sodat ons U naam kan loof en eer en kan prys. U het ons nie gered, net om maar net te bestaan nie. Daar's 'n rede vir ons lewe. U sê U het ons geken nog lank voordat ons 'n gedagte was. Ons was nog nie eers ons moeder skoot nie. Toe het U ons alreeds geken. Toe het U alreeds geweet wat ons gaan nodig hê. Maar ons is onwillig om goed te doen. It's back to the Bible. It's back to serve God. Want hy is ons alles en ons eerste. Amen. En ons moet al ons lewe vir hom gee. Dit help nie jy sê vandag, ek gaan die Here dien. En dit is net leefwoorde nie. Ja. Dit help nie jy neem 'n besluit vandag
En as hierdie diens uit is, het jy al klaar weer alles vergeet nie. Hoeveel jare probeer jy nou al? En dit werk net nie vir jou nie, want dis jou keuses wat nie reg is nie. Dis jou begeertes wat nie reg is nie. Ons almal word aangeval, maar ons moet kom op die stadium wat ons God groot maak, maak nie saak no matter what the devil will do, he will fail, I am a conqueror, God will pick me up, ek sal opstaan, ek sal lewe. Die duiwel is nie lui nie, my boeta, my sisa, hy werk baie hard om jou te laat val, en hy kry dit ook reg. Amen. Maar my God is groter, magtiger en kragtiger. Daar waar jy val, daar waar jy lê op hierdie oggend, staan op en begin God loof en prys en eer. Begin vir God sê dankie vir dit wat hy vir jou doen. Sien raak dat jy se oorwinnaar. Begin as jy 'n taal kan praat, begin God loof en eer en prys in jou taal en praat dit. Begin God met verborgenheid met God praat. Hou op om terug te kyk en sê, Here, maar ek het dit gedoen vir die werk van die Here. Ek het dat gedoen vir die werk van die Here. Hoeveel keer wil jy nog groot wees in jouself? En intussen maak jy jouself nie al hoe seerder en verwond jy jouself. En nou wil jy die werk van die Here die skuld gee. Jy wil selfs so ver gaan om God die skuld te gee. Wanneer kyk jy in die spieël en jy sê, it's me, oh Lord, it's me, only me, myself and I. Daar's 'n ou koortjie wat ek lief is om te sing wat sê, me, myself and I. Alles gaan net oor jouself. Vanmôre wil ek by jou pleit en sê, kom terug na die Here toe. Kry God in die oog. Sê, Here, U weet van my tekortkominge. Ek sit dit vanmôre by U voete neer. Ek gaan nie daarna kyk nie, Here, want as ek U gaan begin loof en eer en prys, en as ek my woord gaan begin leer, en as ek gaan bid, en as ek die woord van die Here gaan doen, dat ek 'n dader van die woord is, sal U my probleme verander, want dis nie my probleme nie, dis U probleem om dit te verander, want ek is U kind, en ek wil nie wat my aardse kinders swaar kry nie. Hoeveel te meer wil God nie hê, dat as jy sy ware kind is, dat jy moet swaar kry nie. Hy wil nie hê jy moet swaar kry nie, hy sal vir jou voorsien, maar jy moet eers opstaan, want sien, hy ken jou werke. Hy weet as hy vir jou voorsien op hierdie oomblik, gaan jy net wat, versadig word, stil sit en niks verder doen nie. Dis nie sy wil nie, dis nie sy wil nie, dis nie sy roeping vir jou vanmôre nie. Staan op in Jesus naam, roep ek jou vanmôre. Die woord van God was duidelik in hierdie oggend. Elke skrif wat gelees is in hierdie oggend, het met ons harte gepraat en gesê, leer, kyk wat gaan aan in jou lewe. Here, vergewe ons nog een keer. Dat ons nog een keer vanmôre ons sonde sal bely en sal na U toe terugkeer. Want as my God wil werk, wie sal hom keer? Sê die koortjie. Daar is nie iemand wat hom kan keer nie. Daar is nie. En ek kan jou vanmôre sê en beloof plagtig, hierdie land, jou werk, jou kinders, jou siekte, sal niks eers aan jou vat nie, want as my God beplan en jou bolseën sal niemand dit van jou af kan weghou nie. Nie eers hierdie land met al sy omstandigheid sal wegval nie, want my God wil ons seën. Staan op God se werk, staan op sy woord, bly by sy seëninge en hou op vas te kyk teen alles wat verkeerd is in hierdie oggend. Seën elkeen in hierdie week. Here, rig ons voetstappe om U te soek. Rig ons voetstappe om te leer van die Gees wat in ons binneste geplaas het, om te luister as hy ons waarsku, om te luister as hy praat. Hou ons vas in die honde van die hand en lees U die naprediker oor die Gees van God, sodat ons sal wil in die Here bly. Is my gebed in Jesus se naam vanmôre. Amen.
Prys die Here. En onthou, ons kon saam program van ons bid vir die siek mense Dinsdaande om 7:00 hierdie Dinsdag aand gaan dit ek gaan hom deur die dag met opneem. Want ek het 'n meeting Dinsdag aand. En dan Woensdag aand se ek terug om 7:00. Donderdag, Woensdag aand is die kinders van die Here wat ons bemoedig, net 'n bietjie loop en prys. Donderdag aande is dit getuienis, Vrydag aande is dit ons die Here worship en prys die Here. Daar's baie meer mense wat nou inskakel en wat die Here wil loof en prys op die internet. So prys die Here daarvoor. En ons gee die Here al die eer. Ek gaan net die diens afsluit met die seënwense. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. En op daai noot gaan ek vir jou sê, geseënde my wonderlike dag. Wees geseën, wees gegroet tot ons weer gesels. Shalom julle. Bye bye julle.